Môre, dis donderdag die 18de Desember en ek hoop regtig die Here ontmoet jou nou, sommer in hierdie oomblik. Nie wanneer jy later sterker voel nie, nie wanneer jy eers alles uitgepleis het nie, maar nou reg hier in die oomblik, net daar waar jy sit, net daar waar jou hart vandag is. Want vandag se gedeelte is nie lig nie, dis heilig, maar ook baie swaar. En ek praat met mense wat weet hoe verlies voel. Ons is vandag in Genesis 22, maar net van verse 1 tot 10. En dis belangrik dat ons dit stadig lees, want hierdie is een van daardie plekke in die Bybel waar jy nie net met jou kop moet luister nie, maar ook met jou hart. Abraham is nie 'n jong man hierdie, maar hy is ook nie onervare met God nie. Hy het al gestruikel, al gewag en al gehoop. Hy het Isak gekry, die beloofde seun, ja, maar ons moet ook onthou, hy het al 'n seun ook verloor. Ismael is weg. Dit was nie net plan B op papier nie, dit was 'n seun wat hy lief gehad het. So Abraham kom na Genesis 22 toe as 'n man wat al weet hoe dit voel wanneer dinge buite jou beheer gaan. En dan begin die hoofstuk met woorde wat jou stil maak. God toets Abraham. As jy kan, maak jou Bybel oop, dan lees ons vers 1 en 2 saam. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Kan jy voel hoe die Here dit sê? Dis nie 'n koue opdrag nie, dis 'n hartsoomblik. Dis 'n toets wat direk by liefde uitkom. Wie is eerste, God of selfs die mooiste gawe van God? En wat doen Abraham? Dis wat my altyd tref. Die teks maak dit nie dramaties nie. Hy sê nie hy het alles verstaan nie. Dit sê net, hy staan op, hy maak reg, hy stap. 3 dae lank draai hierdie woord en worsteling in stilte. 3 dae waarin hy nie die einde kan sien nie, maar hy ken die stem wat hom roep. En wanneer hulle by die berg kom, los hy die dienaars agter. Nie omdat hy koud is nie, maar omdat sommige paaie jy net alleen met God kan loop. Isak dra die hout, Abraham dra die vuur en die mes. En die skrif sê 2 keer iets wat sag maar seer is. So het hulle albei saam geloop. Dis nie net detail, dis 'n prentjie. Vader en seun saam bergop. Dan vra Isak, waar is die lam? Dis nie 'n gewone vraag nie, maar dit sny. En Abraham antwoord nie met 'n preek nie. Hy antwoord met die klein bietjie geloof wat hy het om vas te hou. Kom ons lees verder in vers 8 saam. En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saam geloop. Abraham sê nie hy weet presies hoe nie. Hy sê God sal. Dis 'n man wat nie 'n plan het nie, maar wat 'n God het. Nou in die oorspronklike Hebreëse teks beteken die woord Here Yahweh. Maar hoor die betekenis daarvan en dit is so mooi. Hy is. Hy is nie weg nie. Hy is teenwoordig, selfs op die berg waar jy nie wil wees nie. En dan Jireh. God sien vooruit en daarom voorsien hy. Dit beteken nie die pad is maklik nie. Dit beteken jy stap nie blind nie. God sien wat jy nie kan sien nie. As jy saam met Abraham stap, begin jy iets raak sien wat elke mens ken. Die heel eerste mens, Adam, het God nie eers gehou nie. Hy het gekies om sy eie pad te loop. En daardie keuse het 'n breuk gebring tussen God en mens. Daardie breuk noem die Bybel sonde. Sedertdien leef elke mens met daardie skeiding, daardie gebrokenheid in sy hart. Maar God het nie daar opgehou nie. Hy het beloof dat hy self kom regmaak wat Adam gebreek het. En daarom praat die Bybel van Jesus as die tweede Adam. Waar Adam in sonde verval het, was Jesus gehoorsaam. Waar ons nie kan regmaak nie, het Jesus dit reggemaak. En dit help ons vandag, want dit sê vir ons hoop lê nie in hoe sterk ons geloof voel nie, maar in Jesus se volmaakte gehoorsaamheid namens ons. Miskien is jy vandag moeg. Nie omdat jy nie wil glo nie, maar omdat jy al baie moes dra en baie moes los. En nou voel dit asof God weer vra. Genesis 22 kom nie na jou toe en sê,
doen beter of glo harder nie. Dit sê sag, bly by die Here. Wees gehoorsaam. Bly naby hom, selfs wanneer jy dit nie alles verstaan nie. Hou vas aan sy naam en stap met die volgende tree saam met hom. Vir vandag is dit net genoeg. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, U naam is heilig en groot. U is die Here wat bly, die God wat sien en wat getrou is, ook wanneer ons nie verstaan nie. Laat U wil vandag in ons lewe gebeur, al kos dit ons iets, al vra dit dat ons moet los wat vir ons swaar is. Gee ons vandag net wat ons nodig het, om die volgende tree saam met U te stap. Vergewe ons sondes, waar ons U nie eers gehou het nie. En dankie vir Jesus, die tweede Adam, wat volmaak gehoorsaam was waar ons struikel, sodat ons kan lewe. Hou ons asseblief vas teen die kwaad, en laat ons rus in U hand, want aan U behoort ons lewens, nou en vir altyd. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy vandag voel jy dra swaar, hoor Jesus se woorde. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. As jy hom nog nie ken nie, kom vandag. Kom ons stap 'n pad saam en leer meer oor ons verlosser Jesus. En as jy hom reeds ken, bly naby hom en stap altyd jou volgende tree saam met hom. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.